Amen. Sjoe, is dit nie lekker in die teenwoordigheid van die Here nie? Dit voel asof ek net hier wil bly en net so in sy teenwoordigheid wil inbeweeg en sê, sjoe, dis heerlik. Dis lieflik in die teenwoordigheid van. As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my oop daar by 2 Samuel 9. Sjoe, regtig 'n besonderse gedeelte in die woord van die Here en ons gaan lees so vanaf vers 1 tot so by vers 7 en dan gaan ons ook weer lees vers 11. My tema vir môre is die koning se tafel. Die koning se tafel. Dis vir môre nagmaal. Ons gaan vir môre sit aan die tafel van die Here. Die heilige sakrament wat Jesus Christus self ingestel het. En by hierdie geleentheid, hierdie spesiale geleentheid, ek sê dit baie, dat 'n nagmaaldiens is vir my anderste. Daar's iets in my hart wat, ek dink dit is omdat ek besef waar ek uitgehaal is. Al was ek nie 'n groot sondaar nie, was ek nog steeds verlore, maar die nagmaaltafel is die bewys dat Jesus my eerste lief gehad het. En dat hy my losgekoop het. En by hierdie geleentheid, by hierdie tafel en by hierdie sakrament, wil ek ook vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die koning se tafel. Isabel, is lekker om jou vanmôre hier te sien. Ekskuus, ek sien jou nou eers. Hoop jy gaan saam met ons die diens geniet. As jy jou plek het, sê amen. Amen. 2 Samuel 9 vers 1. Hy sê, en Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, die dienaar. En die koning vra hom, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? En toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al 2 sy voete. Nou, stop gou daar. Sê gou saam met my, wat lam is aan al 2 sy voete. Hierdie man was lam. Dan gaan hy verder. Hy sê in vers 4, hy sê en die koning vra hom, waar is hy? En toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Mager, die seun van die Amiel in Lodebar. Daarom het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Michar, die seun van Amiel uit Lodebar. En toe Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, hy het op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan, en hoor mooi, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee. En jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Vers 11. Toe sê Siba aan die koning, net soos my heer die koning sy dienaar beveel het, so sal die dienaar doen. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die konings se seuns. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema, die tafel van die Here. Nou, ek glo jy het al 'n paar preke oor hierdie gedeelte gehoor, en is 'n baie mooi gedeelte, maar vergun my vanmôre om met jou te praat oor dit wat die Here met my gedeel het, toe ek in hierdie week hierdie gedeelte gelees het. Ons ken almal die verhaal, Mephiboset was die seentjie van Jonathan. Sy oupa was koning Saul. Dit was 'n seentjie wat bevoorreg was om groot te word met 'n royal geskiedenis, en hy het binne in die paleis groot geword. Dit wat hy wou gehad het, kon hy gekry het. Hy het leiwagte gehad, hy het slawe gehad, hy het al die lekkerste kos en die vrugte gehad. Die voordele was ontelbaar om 'n prins te kon gewees het in koning Saul se huis. Totdat sy pa en koning Saul op een dag op die oorlogsveld saam gesterf het. Ons ken die verhaal. 2 Samuel 1 sê dat die oorlog was groot in Gilboa. En Jonathan het gesterwe en koning Saul hoor dat die oorlog is besig om te verloor. En dan gryp hy 'n man en sê, vat die spies en druk hom deur my sodat ek kan sterf. En dis ook wat gebeur het.
En 'n Amalekiet wat daar verbygaan, gryp die kroon van die koning en hy kom by Dawid om aan Dawid hierdie hartseer verhaal te vertel dat nie net Jonathan het gesterf nie, maar ook koning Saul het gesterf en die oorlog is verlore. En Mephiboset, 5 jaar oud, verloor op een dag sy pa. 5 jaar oud verloor hy ook sy oupa, maar dis nie waar dit stop nie. Onthou in daardie dae was hy maar 5 dae oud gewees. So die vyand sou baie vinnig vir Mephiboset in die hande wou kry om hom dood te maak sodat hy nie die volgende koning kon word nie, sodat daar 'n ander koning in sy plek moet wees. Baie interessant. Die jongste koning wat Israel ooit gehad het, was koning Joas en hy was maar 7 jaar oud gewees. Is daar iemand wat 7 is? Daar's 'n seentjie, staan gou op. Daai seentjie is 7, lyk hy soos 'n koning. Nou verbeel jou nog dat 'n seentjie van 5 jaar moet koning word. En wat toe gebeur is, dat Mephiboset sy oppasser gryp hom, want sy besef dat hierdie seentjie se lewe is in gevaar en sy hardloop met hom so vinnig as wat sy kan om uit die land uit te kom, maar iets gebeur. Sy val, jy ken die verhaal, en toe sy val, toe breek ou Mephiboset al 2 sy voetjies en sy's te bang om hom na iemand toe te vat om hom te help en so moet hy groot word met gebreekte voetjies. En die Bybel sê vir ons dat hy eintlik verlam was, maar nie so seer verlam was as wat hierdie voete skeef aangegroei het en hy nie op hulle kon trap nie, omdat dit seer was. En hierdie oppasser vlug na 'n land toe met die naam van Lodebar, en sy gaan steek vir Mephiboset weg daar in Makir se huis, 'n ou Amiel. Die kind word groot in Lodebar. Nou, dis baie interessant. Lodebar was 'n dorpie gewees, baie ver van waar hierdie hele hartseer verhaal gebeur het. Lodebar was 'n dorpie gewees by die see van Galilea. So jy kan vir jouself indink, hoe ver moes hierdie oppasser gehardloop het van Jerusalem af tot by die see van Galilea. Maar wat hierdie dorpie interessant gemaak het, dat dit een van die ou kleinste dorpies was wat in daardie omtrek was. Dit was 'n dorpie waar mense gaan bly het wat geen toekoms gehad het nie, wat geen hoop gehad het nie, mense wat eintlik maar skaam en teruggetrokke was. Die armste van die armstes het in Lodebar gaan bly. Die wat van hulle families af weggestoot is en wat eenkant toe moet gewees het. Die wat geen drome gehad het nie, wat geen planne gehad het nie, mense wat geen ambisie gehad het nie, omdat die lewe hulle gebreek het in Lodebar bymekaar gekom. En daar het hulle op hulle eie ashoop gesit en die lewe maar gelewe soos wat dit gewees het. Interessant dat Lodebar se naam beteken letterlik 'n plek van geen veiding en 'n plek van onvrugbaarheid. En hier gaan Mephiboset en hy gaan bly met krombeentjies. 5 jaar sonder 'n pa en sonder 'n oupa, weeskind, sonder drome, sonder planne, sonder kos en sonder heenkomme, gaan bly by 'n vreemde man met die naam van Amiel in 'n dorpie waar daar geen toekoms is nie, geen vrugbaarheid is nie, waar daar geen nut is om in te lewe nie. En Mephiboset se lewe het in een oomblik radikaal verander. Van die paleis af gaan hy na armoede, van 'n prins gaan hy na 'n verlatene, van 'n erfgenaam gaan hy na 'n afhanklike en van Jerusalem af, die plek van oorvloed brood, gaan hy na 'n minderwaardige dorpie waar hy moet bly. Nou Mephiboset, jy sal dit lees as jy bietjie verder lees, die oomblik toe hy voor Dawid die koning staan en Dawid hom aanspreek en sê, is jy Mephiboset? Toe sê hy, nee, noem my eerder maar 'n dooie hond, want dit is hoe ek voel. Ek voel dood. Daar's niks om voor te lewe nie. Eintlik sê hy, ek is niks. Ek het my identiteit verloor. Ek het my waarde verloor. Ek het my ouers verloor. Ek het my aardse rykdom verloor. Ek is onder 'n masker en onder 'n dekmantel besig om in Lodebar te weg te kry, want ek is so bang dat Dawid my dalk in die hande kan kry en my kan doodmaak. Baie interessant. Mephiboset se naam beteken 'n man van skaamte. Nou wonder ek,
het sy ma hom hierdie naam gegee voor dit of na dit. Dis nie van ter sprake nie, maar hier is 'n man wat gestroop is van alles. Hy bly in 'n minderwaardige plek en sy naam beteken skaamte. Daar is niks om voor te lewe nie. Niks om voor te lewe nie. Maar, ek sê vir jou, ek hou van 'n maar. Het jy al begin om te hou van 'n maar? Ek lees 'n besonderse ding. Daar kom 'n dag, 'n blye dag, 'n dag van verandering, 'n goeie dag, 'n lewensveranderde dag, 'n dag van guns, 'n dag van genade, 'n dag van ommekeer, want Dawid kom in vers 1 en dan sê hy, is daar nie dalk iemand aan wie ek kan guns bewys nie, ter wille van Jonathan? Is daar nie dalk iemand wat ek kan genadig wees nie? Is daar nie iemand wat ek kan guns bewys nie? En Siba sê, koning, ek ken vir Saul, ek het hom in sy paleis gewerk. Hy het 'n ou seentjie van 5 jaar gehad, Mephiboset. Dis al wat oor is van Saul en sy nageslag, maar hy is verlam. Hy's die koning, hy's die prins, maar hy's verlam. Hy's ellendig, hy bly in Lodebar. Sy naam beteken skaamte. Daar is niks om voor te lewe nie. En ek dink, Siba het vir Dawid gesê, weet jy wat, koning, moenie jou tyd mors nie. Kry die prentjie. Nee, wat? Ek het hom gesien, hy was so 'n rooi kop seentjie. Sy bene is ook nou gebreek, hy's verlam. Sy klere is seker vuil en stikkend, hy lewe in armoede. Sy naam, koning Dawid, beteken skaamte. Hy bly in 'n onvrugbare plek. Nee, ek gaan vir jou 'n paar name noem vir iemand wat ons kan guns bewys. Daar's baie mense wat guns soek. Nee, moenie jou tyd mors met Mephiboset nie. Nee, wat? Daar's ander mense wat ons kan guns bewys. Maar Dawid sê 'n besonderse ding. Hy sê, gaan haal hom. Wil jy nie vanmôre saam met my hierdie woorde sê? Gaan haal hom. Want hy sê hy moet terugkom na die paleis toe. En toe hy instap, hierdie bang seentjie, onthou hy weet nie wat gaan gebeur nie. Hy is bang. Hy weet nie of Dawid hom gaan doodmaak nie. Toe sê die koning, wees rustig. Wees kalm. Ek weet waar jy vandaan kom, ek weet jou geskiedenis, ek weet wat jy verloor het, ek gaan niks aan jou doen nie, ek wil net aan jou guns bewys. Ek dink hierdie ou seentjie, ek weet nie hoe oud was hy nie, ek weet nie hoeveel tyd het verby gegaan nie, ek glo nie hy het eers geweet wat guns beteken nie, maar hy hoor 'n koning, met 'n groot kroon en 'n mantel en baie leiwagte en die mooiste goed wat hy nog gesien het, sê vir hom, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek is nie hier om jou seer te maak nie. Ek is hier om jou guns te bewys. En dan lees ek 'n mooi ding. Hy sê, Mephiboset, ek gaan al jou oupa se grond vir jou teruggee. Nou stop net daar. Saul was die koning gewees. Hy het nie 'n plot buite die dorp gehad nie. Hy het nie 'n 2 hektaar plaasie gehad met 'n paar bokke op nie. Hy was die koning gewees. Jerusalem het amper aan hom behoort. En hier kom Dawid en hy sê, Mephiboset, ken jy 'n trekker? Hy sê nee. Hy sê, ken jy 'n ploeg? Nee. Ken jy osse? Nee, maar ek het 'n surprise vir jou. Hier buite is grond vir jou, meer as wat jy ooit sal kan bewerk. En toe sê hy 'n besonderse ding, hy sê, ek gaan nie net jou oupa se grond vir jou teruggee nie, ek gaan jou oupa se diensknegte vir jou teruggee. En hy roep hulle en hy trek hulle seker mooi aan en sê, sien julle hierdie seentjie? Hy's nou die baas. As hy sê spring, dan spring julle. Grond en diensknegte, sjoe, wonderlik. Maar dan gebeur 'n laaste ding. Koning Dawid sê, maak vir hom plek aan my tafel. Gaan dek vir hom 'n plekkie. Nee, nie met daai papierbordjies en daai plastiek koppietjies nie. Bring die bestes. Dit is my eie storie, hoor my hart vanmôre. Bring die beste, die Royal Alberts en daardie messe met die goue randjies en die kristalglase. En hy sê nee, hy gaan nie daar op die punt sit nie. Hy moet net hier sit. En daar word vir hom plek gedek aan die koning se tafel. Die Bybel sê, hy het aan die koning se tafel geëet soos 'n prins in die koning se huis. Oh, gloria, halleluja.
Daar was 'n dag gewees, toe die Vader vir Jesus Christus gesê het, is daar nie dalk iemand aan wie ek kan guns bewys nie? En Jesus het gesê, o Vader, ek ken vir Sunshine, ek ken vir Junior, ek ken vir Erika, ek ken vir Annetjie, ek ken vir oom Nico, ek ken vir oom Charles. Daar's iemand aan wie ons guns kan bewys. En die Vader het gesê, gaan haal hulle. Gaan haal hulle. Maar Vader, hulle is vuil, hulle is vol sonde, hulle het dinge verkeerd gedoen. En die Vader sê, dit maak nie meer saak nie. Ek wil aan hulle guns bewys. Hulle is koningskinders. Hulle moet terugkom na my tafel toe. Miskien is jy vanmôre ook die ou Mephiboset. Jy is so bietjie verlam in jou voete. So bietjie armoedig. So bietjie vuil. Hoor my hart vanmôre. Jy dalk nie baie wat in jou guns stel nie. Mense kyk neer op jou. Daar's dinge wat vir jou moeilik is en jy's eensaam en jy's verlate. Eintlik wil jy sê my naam beteken skaamte. Want daar was 'n dag toe die koning gesê het, is daar nie dalk net een aan wie ek guns kan bewys nie? En gloria, halleluja, my naam was op daardie lys gewees toe Jesus aarde toe gekom het om God se guns na die wêreld toe te bring, sodat ons wat verlore was aan die tafel van die Here kan kom sit. Daar's vanmôre plek aan die tafel, soos wat Mephiboset daardie tafel kon geniet het met al sy mooiheid, kan ek en jy vanmôre as gevolg van die guns aan die tafel van die Here sit. En dis net een rede, want iemand het gesê, is daar nie dalk iemand aan wie ek kan guns bewys? En ek glo met my hele hart dat toe ou Mephiboset aan hierdie tafel sit, en hy sien wat voor hom staan en hy het seker vir 'n oomblik teruggedink toe hy klein was van dit wat hy hier gekry het. Moes daar tog 'n paar dinge deur sy gedagtes gegaan het, 'n paar dinge gewees het wat hy gedink het, hierdie tafel is spesiaal, hierdie tafel het 'n paar waardes en ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor wat beteken hierdie tafel. Hierdie tafel het vir Mephiboset 'n paar dinge beteken en so ook vir ons wat die guns van die Here het, moet hierdie tafel iets beteken. En ek dink Dawid het ou Mephiboset aan die hand gevat en hom tafel toe gebring en hom gesê, sien jy hierdie tafel? Dis die koning se tafel. Hierdie tafel verteenwoordig 'n klomp dinge. En daarom wil ek jou vanmôre aan die hand vat. En ek wil by jou kom stil staan by die tafel van die Here, want daar's nog een plek oop. Daar's nog een plekkie oop en ek en jy is genooi. Ek wil gou vir jou 'n paar voorbeelde gee. Lukas 19 loop Jesus en hy kyk op teen 'n willevye boom en hy sien 'n man, sy naam was Saggeus, 'n tollenaar. Iemand wat gehaat was in sy omtrek. Iemand wat eintlik oneerlik was. Weet jy wat sê Jesus? Kom af Saggeus, daar's plek aan my tafel. En die Bybel sê hy het saam met Saggeus geëet. Ek lees van nog so 'n verhaal in Lukas 15, die verlore seun, hy het sy erfporsie uitgemors. Hy was vol parkpele en vol van die reuk van varke, maar toe hy nader kom, toe sê sy pa, bring hom. Wat gaan ons doen? Ons gaan eet, want daar's plek aan my tafel. Ek lees van 'n man met die naam van Petrus, daar in Johannes 21. Hy het Jesus 'n paar keer verloon, hy het gesink op die water, hy het 'n klomp dinge verkeerd gedoen. Maar Jesus roep hom en sê, ek het sopas vis gebak en ek het brood gebak, kom sit by my tafel. En vanmôre wil ek vir jou sê, as daar plek was vir Saggeus, as daar plek was vir die verlore seun, as daar plek was vir Petrus, is daar vanmôre ook plek vir my en jou. Wil jy aan die koning se tafel sit? Ek weet nie van jou nie. Dis die beste plek om vanmôre jou voete onderin te stoot. Pastoor, ek is skaam en ek is eenvoudig. Ek is verlam. Ek het niks om te bied nie. Die Here soek juis vir jou. Hallo, kyk gou vir my. Die Here soek juis vir jou. Hy soek juis vir jou. Jy wat een kant toe geskuif is, jy wat voel ek is niks werd in hierdie lewe, niks werk vir my uit nie. Wie het dit al gesê? Kom aan, niks werk vir my uit nie. Kom net nader man, hier's plek aan my tafel. Ek sal hier by die kindertafeltjie sit, Jesus. Nee, my Vader se tafel.
Ek sal al met die kindertjies, nee, my Vader se tafel. En voor ek en jy vanmôre aan hierdie tafel sit, moet ons weet dat hierdie tafel 4 dinge vir ons bring wat ons lewens kan verander. Hoor gou my hart voor ek begin. Mephibosheth se lewe was nooit weer dieselfde nie. As gevolg van die tafel. Jy kan nie aan die koning se tafel sit en die grandste kos eet en dan loop en dieselfde wees nie. Jy's anderste. Jy het verander by die tafel. Ja, wanneer ek by die tafel kom sit, is ek nog steeds die skaam ouetjie, die een met die gebreekte bene, maar wanneer ek wegstap, is ek bloedgewas. Die eerste ding wat hierdie tafel bring, is genade. Dis genade. Ou Dawid skryf in die eerste vers, hy sê, is daar nie dalk iemand aan wie ek guns kan bewys nie? It's by grace and by grace alone. Niks wat Mephibosheth kon gedoen het, kon hom die tafel se sitplek gegee het nie. Niks wat jy doen, kan jou 'n plek aan hierdie tafel verseker nie. Dis onverdiende guns wat jou 'n plek gee. Dis soos wanneer jy bevordering kry by die werk, maar jy het nie eens aansoek gedoen vir die werk nie. Dis wanneer iemand jou raak sien. Dis wanneer iemand sê, weet jy wat, ek kies jou, jy kies my nie. Dis wanneer die Here sê, dit gaan toe nou nie oor jou nie, dit gaan oor wat hy kan doen. Dit is genade. En die Here wil vanmôre by my en jou kom stil staan en vir my en jou sê, niks wat jy doen kan genade verander nie. Jy hoef nie eers jou lewe in perfekte toestand te kry nie. Jy hoef nie eers met jou verlede te hanteer nie. Jy hoef nie eers 'n klomp dinge uit te sorteer oor wie jy is en wie jy was nie. As jy net by die tafel kom, sal die Here die res vir jou doen. Want jy kan nie van hierdie brood eet, en jy kan nie van hierdie wyn eet, en teruggaan soos wat jy was nie. Mephibosheth het nie teruggegaan Lodebar toe nie. Genade het hom gered, en omdat genade hom gered het, het sy lewe verander, van verlore tot 'n prins aan die koning se tafel. Besef jy vanmôre, dat jy's gered uit genade, nie uit verdienste nie. Niks wat jy doen kan jou 'n plek aan die tafel gee nie. Jesus het die stoel vir jou uitgetrek. Is daar iemand in hierdie huis? Hoor jy vanmôre my hart? En ek weet daar's baie van ons wat sê, "Joe, pastoor, my hande is vuil. My lewe is verkeerd." Kom net by Jesus uit. Kom net by die tafel uit en hier sal jou lewe verander. Want as jy een keer van hierdie brood geëet het, een keer van hierdie wyn en hierdie bloed gedrink het, kan jy nie dieselfde bly nie. It's by grace and by grace alone. Die tweede ding wat hierdie tafel vanmôre bring is herstel. Dankie Jesus. Die Bybel sê dat hy was lam, hy was vergete, hy was alleen, hy was verstoot, hy was arm, hy was geskraap van alles wat hy gehaat het, maar toe hy aan die tafel kom sit, toe kry hy sy grond terug, toe kry hy sy naam terug, toe kry hy sy identiteit terug, hy kry sy posisie terug, hy kry 'n plek aan sy koning se tafel. Hoor vanmôre wat ek vir jou wil sê, wanneer jy by Jesus uitkom, dan verander hy jou lewe, hy bring herstel, hy bring genesing, hy bring verlossing, hy bring oorwinning, hy bring alles wat jy nodig het, want die tafel van Jesus is juist daar om lewens te herstel en nuut te maak. Hoor gou, jy kan soveel boeke lees soos wat jy wil, jy kan soveel mense gaan sien soos wat jy wil, as jy jou lewe wil herstel, kom by Jesus uit. En van 'n weggooi seentjie, kry jy 'n plek aan die tafel. Van alleen kry jy 'n plek aan die tafel. Van arm kry jy 'n plek aan die tafel. Van weggegooi kry jy 'n plek aan die tafel. Van weggehardloop kry jy 'n plek aan die tafel. Ek het gekom vanmôre met 'n eenvoudige rede, dat die tafel van die koning verander lewens. Dit bring herstel in my verhoudings. Dit bring herstel in my kindskap. Dit bring herstel in my vreugde. Dit bring herstel in my roeping. Dit bring herstel in my losgekooptheid. Ek aanvaar dit. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Jou laaste fout bepaal nie jou naam nie. As jy geval het, staan op, want God kyk anders as na mense, as wat na die wêreld kyk. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou lewe herstel. Net so gou ietsie
Is 'n preek vir 'n ander dag. Daar's 'n groot verskil tussen genees en herstel. Hoor gou wat ek vanmôre vir jou wil sê. As ek genees is, dan kom ek uit die hospitaal uit. Ek is genees. Maar wanneer ek herstel is, dan kry ek 'n plek aan die tafel. Genesing hanteer die wond. Herstel vat dit weg. Ek weet nie van jou nie. Ons bid so baie, o Here genees my, o Here genees my, en is perfek en is reg en dit moet wees, maar as jy dit klaar gebid het, dan moet jy sê, Here en herstel my. Ek wil nie net gesond wees nie. Mefiboset kon gesond geraak het, daar waar hy ver gebly het, dit is nie goed genoeg nie. Here, ek wil my posisie herstel, ek wil my eer herstel, my naam moet herstel word. Ek soek nie net die genesing nie, ek soek die genesing en die herstel. En dis wat Mefiboset gekry het. Hy het genesing en herstel gekry. Dit is wat die tafel en die wêreld verskil maak. Die tafel wil jou, die wêreld wil jou net genees. Jesus wil jou herstel. Jesus wil jou herstel. Jesus wil jou herstel. Onthou jy vir Job? Hy het alles verloor en toe kom die Here en herstel. Nou hoor gou my hart. Herstel, as my kar gebreek het, dan herstel ek dit en hy werk weer. Die Bybelse herstel werk nie so nie. As jy 1200 enjinkie gery het en hy breek en die Here herstel jy, dan kry jy weer uit. Die Here herstel altyd beter. Beter as wat jy was. Die versekering wil net hê jy moet soos wees soos wat jy was voor die ongeluk. As ek reg is? Nee, die Here sê herstel sê, ek gee jou meer as wat jy verloor. Ek gee jou 7 keer meer. Job, jy het alles verloor. Jy was siek, ek gaan jou genees, maar ek gaan jou 2 keer meer gee want ek wil jou lewe herstel. Ek like hierdie preek. Ons bid vir genesing en dis perfek, jy moet. Maar Here herstel my. Ek wil nie net my voete reguit hê om te kan loop nie. Ek wil aan die tafel sit. Ek wil my lewe herstel, sodat ek by nommer 3 kan uitkom, sodat die Here my kan aanvaar. Ek weet nie van jou nie, as daar een ding is wat almal wil hê, is aanvaarding. Kom aan, jy kan nou hier sit en sê, nee, ek worry nie oor wat mense dink nie, maar jy diep binne in jou, wil jy tog hê mense moet van jou hou. Hulle moet jou tog aanvaar. Hulle moet jou tog groet as hulle verby jou loop. Aanvaarding beteken dat iemand jou ontvang en jou nie verwerp nie. Dat iemand nie voorwaardes het om te sê, kom sit aan my tafel, maar nie. Aanvaarding beteken dat iemand jou nie net verdra nie, jy behoort. Sjoe, ek weet nie van jou nie, ek behoort aan daardie tafel, want Jesus het my aanvaar. Hy het my aanvaar, hy het my aangeneem, en jy is vanmôre welkom, net soos Mefiboset, kom ons dalk vanmôre met 'n skaamheid en 'n verlamheid en 'n bangheid in ons hart, en die Here sê, nee, jy verstaan verkeerd. Ek het jou genade gegee, ek wil jou in ere herstel, en ek aanvaar jou, jy gaan nie net aan my tafel sit nie, jy gaan soos een van die koning se kinders aan die tafel sit. Miskien is jy onaanvaarbaar vir die dorp, onaanvaarbaar vir jou familie, onaanvaarbaar vir dit wat daar buite is in die werk, en hierdie tafel aanvaar. Hierdie tafel aanvaar. Dit breek met skaamte, dit breek met verwerping, dit breek met isolasie, dit breek met sonde, dit breek met foute, want as jy in die tafel sit, en Jesus het jou herstel, Jesus het jou genade gegee, en het jou aanvaar, kan jy nie opstaan en honger wees nie. Maak my preek vir jou sin vanmôre. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde aan ons daarin, toe hy ons lief gehad het, toe ons nog sondaars was. Toe sê hy, kom na my toe. En jou naam is op 'n papiertjie geskryf, en is op hierdie tafel neergesit. En as jou stoel vanmôre nog leeg is, as gevolg van enige rede, moenie vanmôre nog daarmee speel nie. Maak klaar en sê, Here, U het my aanvaar. Ek is sondig, Here, maar ek aanvaar jou net soos jy is.
maar ek het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Ja, koning Dawid het hierdie ou seentjie se handjies gewas, sy gesiggie gewas, vir hom nuwe kleertjies aangetrek en vir hom koningsskoentjies gegee. Ek glo hy het 'n ring aan sy vinger gehad en hy het 'n klein kroentjie op sy kop gehad. Want jy verander as jy by die tafel sit. Jy verander as jy in die tafel sit. Ja, ek kom vuil na die tafel toe. Maar as ek wegstap, dan weet ek Jesus het my aanvaar. Ek sluit af. Sjoe. En eintlik wou ek net met jou oor hierdie een gepreek het, maar die Here het nog 'n ander klomp goed bygesit. Hierdie tafel bring vanmôre 'n nuwe verbond. En ek het vir jou vanmôre baie goeie nuus. Die nuwe verbond is baie beter as die ou verbond. Sien daar in 1 Samuel lees ek dat Jonathan daar op die oorlogsveld toe, Saul agter Dawid aan is, toe haal hy sy mantel af, en hy haal sy wapenrusting af, en hy haal sy swaard af, en sy boog en sy gordel, en hy gee dit vir Dawid. Nou, as jy die tradisie verstaan, het Jonathan homself ontbloot, alles wat hom beskerm het hy afgehaal en vir Dawid gegee. Dis 'n teken dat ek jou vertrou met alles wat ek het, en daar het 'n verbond gesluit. In 1 Samuel 20 vers 8 sê, dat Dawid, Jonathan en die Here het 'n verbond gesluit. En dan lees ek daar in vers 16, dat die verbond het ingesluit, dat Dawid en Jonathan na mekaar se kleinkinders sal omsien. Sjoe. So toe Dawid uitroep en sê, is daar nie iemand aan wie ek kan guns bewys terwille van Jonathan nie, het hy bedoel terwille van die verbond wat ek met Jonathan gesluit het. Daar was 'n verbond gewees. Wat is 'n verbond? 'n Verbond is meer as net ek beloof. Hulle het hulle gesny en dan het hulle met die bloed mekaar gesmeer, want daar was 'n bloed betrokke gewees. Dit is groter as 'n belofte. Jy kon doodgemaak geword het as jy nie 'n verbond gehou het nie. En Dawid sê, ek het 'n verbond gehad met hierdie man se kinders. En nou moet hy terugkom. Maar ek lees iets moois. Jeremia 31 vers 31. Kyk, sê die Here, daar kom 'n dag dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n Nuwe verbond, 'n beter verbond. Ja, Dawid en Jonathan het 'n verbond gehad, maar die Here wil vanmôre sê, dit is ou nuus. Ek het met jou 'n verbond. Ek het 'n verbond met jou, dat ek na jou sal omsien, want my bloed was betrokke gewees. Ek lees daar in Lukas 22 vers 20, hy sê, en hierdie beker is die nuwe verbond. Hierdie tafel is vanmôre 'n teken van genesing, van herstel, van verlossing, van vergifnis, van genade, van herstel, van aanvaarding. Dit is 'n teken daarvan, want daar was 'n verbond in die hemel gesluit, nie op aarde nie, nie op kliptafels nie, maar op mense se harte, nie met my bloed nie, maar met Jesus se bloed het hy 'n verbond gesluit, dat ek is nou maar eenmal die geseënde van die Here. Daar's plek vanmôre aan sy tafel vir my en vir jou. As dit jou nie opgewonde gemaak het, sal ek moet gaan oefen by die huis. Hierdie tafel is vanmôre die tafel van die Here. En hierdie tafel gee baie dinge. Hy gee genade, herstel, aanvaarding en 'n nuwe verbond. Romanus, die ou verbond is verby. Ek het nie 'n bok nodig om my sondes te vergewe nie. Ek het nie 'n lam nodig nie. Jesus is die vlekkelose lam. Daar was bloed betrokke op Golgotha. En ek en jy? Glory to Jesus. Daar's plek aan sy tafel. Kom ons sluit ons so. Here, dankie vir 'n nagmaaltafel. Here, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om my voete onder die tafel in te steek. Sjoe. Kyk gou vir my. Die Here sê gou iets, hoor gou. Toe Mephiboset sy voete onder die tafel insteek, kan jy my voete sien? Jy kan dit nie sien, dit was onder die tafeldoek. Wanneer jy aan die tafel van Jesus sit, dan sien hy nie jou gebrek raak nie. Hy sien die nuwe verbond raak.
Jy moet hoor vanmôre wat ek vir jou wil sê. Die Here sê, ek sien nie vanmôre jou foute nie. Dis toegemaak met die tafeldoek. Dis toegemaak met die bloed. Ek sien 'n nuwe verbond. Ek wil nie jy moet vanmôre ligtelik aan hierdie tafel kom sit nie. Ek wil nie jy moet vanmôre net kom sit uit tradisie of uit gewoonte nie. Ja, jy's almal welkom want jou naam is op hierdie tafel. Maar kom vanmôre dan sê Here, dankie vir genade. Hy sê so mooi, Charles skry my hier by die kombuis se deur en hy sê dit so mooi. Hy sê, wanneer jy in hierdie tafel sit, dan moet jy onthou. Wat moet jy onthou? Genade, herstel, aanvaarding en 'n nuwe verbond. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n tafel van die Here. Here, dankie dat U self die brood en self die wyn voorsien het. En Here, dankie dat hierdie tafel vanmôre meer is as net brood en wyn. Dis die bloed en die liggaam van Jesus. En ek wil vanmôre vra dat hierdie tafel genade sal bring, herstel, aanvaarding. En Here, dankie vir die nuwe verbond. En wanneer ons vanmôre aan hierdie tafel sit, wil ek bid, Here, dat elkeen wat aan hierdie tafel sit, sy lewe radikaal sal verander. En dat ons sal besef wat 'n groot voorreg ons het. Amen en amen.